Hallo julle. Ek het die afgelope naweek weer teruggekom huis toe. Matilda is nog vir so 'n week daar bo in Gauteng na Deidre se afsterwe, net om 'n paar lospunte nog op te bind en dan kom sy ook nou hierdie naweek terug huis toe. So ek hou die fort alleenig hierdie week vir hierdie opname en waarop ek graag wil fokus spruit voort uit 'n gesprek wat ek hierdie week gehad het met iemand, 'n geestelike begeleidingsgesprek, en dit gaan oor die rol van drome. Ook in geestelike begeleiding. Drome in die sin van ons slaap en ons droom, nie ek het 'n droom om eendag dit of dat te doen nie. Maar die drome wat ons het wanneer ons slaap. En hoe moet 'n mens daarmee omgaan? Is dit iets wat liewerster vir my moet word? Is dit 'n veld waarvan ons so min weet dat ons liewerster nie daar moet gaan nie? Of kan hulle eintlik baie handige bondgenote vir ons wees? En ek dink die antwoord is laasgenoemde. Drome is eintlik baie handige instrumente waardeur ons by goeie plekke kan uitkom, waar ons kan dieper sak. Miskien is dit dat ons in 'n mate nie geoefen is om op ons drome ingestel te wees nie. As 'n mens tradisioneel kyk, kan 'n mens sê 'n mens het tradisioneel amper twee ingesteldhede teenoor drome. Die ene is om te sê, wel, dit is maar net aktiwiteite wat in die aand in my brein aan die gang is. Dis nou maar deel van my fisiologie. Dit is nou nie eintlik iets waaraan 'n mens jou steur nie. Of aan die ander kant, as ek terugdink aan my kinderdae, die ou mense het baie keer gewerk met drome, maar dan as tipes raaisels wat vir 'n mens deurgegee word, wat jy moet nou probeer interpreteer, omdat daar 'n onderliggende, amper geheime boodskap daarin opgesluit lê. Party het gedroom oor die nommers van die perde van die Durban July. Al sulke maniere waarmee met drome omgegaan het. En dis ook nie wat ons sê, dat 'n mens sê drome het sulke sekere sleutels wat vir 'n mens dan nou die geheime deure oopsluit nie. Dis nie op daardie vlak waarmee ons werk nie. Dis meer op die vlak van drome wat ons help om in 'n sekere verhouding te staan. En wanneer ons van daardie verhouding praat, dan is dit spesifiek 'n verhouding met onsself. Die groot psigoanaliste Sigmund Freud en Carl Jung, hulle het vir 'n mens baie deure oopgemaak deur te ontdek dat ons drome amper poorte na ons onderbewuste is. So met ander woorde, ons leef ons lewens op 'n daaglikse basis en dan gebeur daar dinge met ons. Ons moet dinge verwerk wat in ons lewens plaasvind, traumas of ervarings of moeilike situasies of dinge wat vir ons onduidelik is. En dit mag wees dat ons op daardie tydstip nie die toerusting het of die manier het om dit doelbewus te verwerk nie. En ons is so aan mekaar gesit dat dit dan na ons onderbewuste toe onderdruk word. En dit is baie aktief daar in die onderbewuste. Dis nie weg nie, veral as dit 'n groot emosionele kwessie is. Dit verdwyn nie as dit in die onderbewuste gaan nie. Ons kan dink ons begrawe dit, maar Freud het juis gesê, wanneer ons 'n emosie begrawe, dan begrawe ons dit lewendig. Dis nie asof dit 'n dooie emosie is nie. So dit spreek en dit werk daar in ons onderbewuste. En die taal van die onderbewuste is 'n simboliese taal. Wanneer ons drome en ons onderbewuste met ons in gesprek tree, dan is dit nie 'n lys met
1, 2, 3 of punte wat onder mekaar genommer word of geplaas word nie, maar is dit meer in die taal van simbole en stories en beelde. Omdat dit in wese die intellek sy stap. Die intellek werk baie met konkrete woorde en rigiede vorms en strukture, terwyl die onderbewuste is baie meer vloeibaar, baie meer op die basis van stories. En dinge wat dan vir ons onverwerk is, dinge wat vir ons baie belangrik is en wat ons miskien ignoreer of miskyk, kom dan in ons drome na die oppervlak. En daarom is drome 'n baie ryk veld. Wanneer 'n mens byvoorbeeld in terapie is of wanneer 'n mens in geestelike begeleiding is. Dit sal gebeur dat daardie terapeut of jou begeleier vir jou sê, wat het jy onlangs gedroom? Of jy bring 'n droom na die begeleidingssessie toe. Dit is wat gebeur het hierdie afgelope week, waar ek 'n begeleidingssessie met iemand gehad het, wat 'n baie betekenisvolle droom gehad het. En waar ons dan vir daardie hele begeleidingssessie net by die droom stil staan. Wat kom na die oppervlak? Hoekom is daardie spesifieke mense teenwoordig in die droom? Hoekom is hulle saam in die droom? Wat is die gevoel wat jy het nou dat jy terugkyk op die droom of toe jy wakker geword het? Wat was die oorheersende gevoel? So dit is hierdie ontsettende ryk terrein wat ons geweldig baie kan help om agter te kom wat gaan in ons onderbewus staan. Wat is dinge waarvan ons nie bewus van is nie? Wat is dinge wat ons onderdruk, waaraan ons nie aandag gee nie, maar wat wanneer ons in die aand slaap na die oppervlak toe kom. So dit is 'n geweldige belangrike terrein, 'n terrein waar ons dan as ware in 'n verhouding met onsself tree en meer volledig na al ons fasette kyk, ook ons onderbewuste. Want ons is nie net 'n bewuste waar die intellek aan die orde is en die monoloog voer nie. Ons het ook ander dimensies. En dit is belangrik dat ons intap op ons drome en sensitief is daarvoor. Dis 'n veld wat ons eintlik bitter min ontgin. En hoekom dit my ook so interesseer en waarom ek gedink het om hierdie week daaroor te praat, is dat ek en Matilda dikwels in ons daaglikse gesprek oor ons drome praat. Ons sal in die oggend wakker word en sê, ons het 'n vreemde droom gehad, en dan kyk ons na daardie droom en ons gesels daaroor, en ook teen die agtergrond van ons belewennisse en so aan, en ons vind dit 'n baie ryk veld, wat ons al op baie maniere gehelp het, en insig in onsself gegee het, om daaraan aandag te gee. Goed, so dit is die agtergrond, en as ons dan baie kortliks kyk na die praktiese, hoe kan 'n mens met 'n mens se drome omgaan, om dit prakties te benut? Ek dink in die eerste plek kan 'n mens net sensitief vir jou drome raak. Met ander woorde, om jouself oop te stel om na jou drome te luister. Dit mag help dat in die aand voordat jy gaan slaap, as jy nou rustig in die bed lê, net 'n intensie uit te spreek. Want ek bedoel, die Here is ook in en deur ons drome, net soos al die ander belewennisse in ons lewens, is die Here met ons in 'n gesprek. En ons kan ook in die aand, wanneer ons dan nou in die bed lê, kan ons 'n intensie amper uitspreek of 'n houding, 'n intentionele houding inneem van wat ek stel my oop vir wat vanaand ook al mag aanmeld in my drome. Met ander woorde, 'n basiese ingesteldheid van oopheid na 'n mens se drome toe. En dat 'n mens dan
wanneer 'n mens droom, want ons vergeet so baie keer ons drome. Ek dink wanneer 'n mens meer sensitief vir ons drome raak, dan raak dit anders. Dit is asof 'n mens dan ook 'n sterker droomgeheue ontwikkel. Maar so hou 'n droomdagboek langs jou bed. En wanneer jy dan of in die aand wakker word van 'n droom of wanneer jy in die oggend vroeg wakker word, skryf dadelik jou droom neer. Al is dit net hoofpunte. Dikwels is daardie hoofpunte is dit genoeg om ons die groter deel van die droom te laat onthou. En om dan by die beelde daarvan om 'n bietjie daarby te bly. Die kans is baie goed dat die betekenis van die droom nie dadelik gaan aanmeld nie. Wat is dit wat die droom vir jou wil oordra? Maar dat jy 'n bietjie daarmee moet loop en dit amper te laat kook, te laat perkuleer binne jou binneste om te sien wat kom na die oppervlak. Want soos ons sê, dit is dikwels simboliese taal en dat 'n mens dan nou 'n bietjie daarmee loop in terme van dit. En dan ook 'n kontemplatiewe vraag te vra of 'n paar kontemplatiewe vrae. Wat is die geskenk? Wat is die gawe wat hierdie droom vir my bring? Waarmee of watter deel van my lewe bring hierdie droom my in verbinding mee? Watter koneksie vind daar in hierdie droom met watter faset van my lewe vind dit plaas? En waarna toe nooi die droom my uit? Wat nooi dit my uit as 'n volgende stap? Dis nou maar net voorbeeldvrae. 'n Mens kan mettertyd afhangende ook van wat die droom is, kan 'n mens ander vrae byvoeg. Maar dit is 'n ryk veld wat ons op baie diepe reise kan neem. En dat 'n mens dit ook na jou geestelike begeleier toe vat. En sê ek het hierdie droom gehad en op baie maniere was dit 'n ontstellende droom of dit voel vir my dat dit 'n baie betekenisvolle droom is. Kan jy my hiermee help? Wat moet ek hiermee maak? En ook te sien op watter manier lei die Here ons om aan sekere dinge aandag te gee of afgeskeepte terreine te besoek en te sien wat moet ons daar doen. So dit is 'n baie ryk veld en ek het net 'n vermoede as Matilda terugkom kan ons dalk weer daarna toe terugkeer. Maar dit was vir my so 'n interessante gesprek hierdie week dat ek dit nou net wou aangeroer het. En ek hoop julle droom mooi drome, maar al is dit ook moeilike drome, dat dit julle op vrugbare plekke uitbring. Kyk mooi na julleself. Volgende week is Matilda hopelik terug en dan gesels ons weer. Mooi bly daar.